Net hierna, die geheime van die Vredefort koepel, gesien deur Attie Gerber se lens. Ons gaan nou die pragtige Vredefort koepel op die grens tussen Noordwes en die Vrystaat verken. Die fotograaf en professor in dokumentêre video Attie Gerber het 'n spesiale verbintenis met die Vredefort koepel op die grens van die Vrystaat en Noordwes. Rosanne het hom daar ontmoet om oor sy boek Vredefort koepel, 'n klip uit die hemel te gesels. Die Vredefort koepel is in 2005 as een van ons land se 8 wêrelderfenisgebiede verklaar. Dit is gevorm danksy 'n meteoriet wat 2000 miljoen jaar gelede die aarde getref het en 'n onuitwisbare letsel van bykans 190 km tussen die Vrystaat en Noordwes gelaat het. Die geskiedkundige impak daarvan is nou in boekvorm vir ewig. Jy kan die 96 bladsy koffietafelboek in Afrikaans, Engels of Frans lees. Dus 3 tale in een boek. Attie Gerber, 'n professor in fotojournalistiek en dokumentêre video by die Noordwes Universiteit, het dit onlangs bekend gestel. Die hele wêrelderfenis konsep, die bestuur, die administrasie daarvan is in die Franssprekende deel van die wêreld. UNESCO beheer eintlik die wêrelderfenisgebiede en baie van daai Franse kom hierna toe. Attie is sedert 1998 as rolprentmaker, fotograaf en skrywer by die gebied betrokke. Dis 'n unieke plek, nie ver van Johannesburg af nie, maar 'n paradys in 'n andersins plat wêreld. As jy hier rondry en dan ewe skielik staan hierdie plek soos 'n puisie uit. En as jy dan binne ingaan, dan kry jy hierdie wonderlikste diere, plante, koppies, klowe, klippe. Hier's letterlik alles en dit is gekonsentreer in minder as 30.000 hektaar. Wat baie klink, maar eintlik is dit baie klein. Die Vaalrivier skei die Noordwes en die Vrystaat. Hy het oor die jare soveel kennis van die koepelmeteorietpark ingesamel en wat dit vir moeder aarde se ontwikkeling beteken, dat hy besluit het om dit op skrift te sit en op die manier dit te bewaar vir die nageslag. Hy het die boek in 7 afdelings opgedeel en verduidelik onder meer die impak van die meteoriet op die geologie, op die fauna en flora en op die kultuur van die gebied. Die boek het so ietwat van 'n aanloop in die sin, ek neem vir die afgelope 4 jaar foto's vir 'n prestigekalender in opdrag van die Noordwes regering. En die foto's het baie gesog geraak. En toe het mense al gesê, maar hoekom skryf nie nou 'n boek nie? Hy het van die beste foto's wat hy oor die jare vir sy kalenders geneem het, begin orden en nog bygeneem. Attie het toe besluit om die koffietafelboek so saam te stel dat dit binne 'n uur deurgelees kan word. Om 'n impakstruktuur van nagenoeg 300 km wyd te maak, moes die meteoriet groter as Tafelberg gewees het. Dit het teen 70.000 km/h aangesnel gekom en die losgelate energie sal die gelyktydige ontploffing van al die kernwapens vandag na 'n klein vuurwerkvertoning laat lyk. Niemand kan vandag so 'n katastrofe oorleef nie. En die gevolg is hier wat ons nou sien. Dit is inderdaad so. Die koepel lê onder die oorspronklike krater se vloer, daarom is die plek so toeganklik. 2000 miljoen jaar plus terug het die aarde uit 4 sulke lae bestaan. Hieronder was die graniet en hier was die goudraande rots gewees, hier was lavas en hier was sedimentêre goed soos dolomiet gewees. Nou val die meteoriet en nou doen hy dit. Goed? En dan is daar 'n terugslag. En dan kom hy nou op en dit is hoekom die graniet en die goud vandag hier op die oppervlakte is, dis hoekom hulle dit myn. Nou hoe jy weet is goud is tipies as jy kyk na die klippietjies daar, die spoelklippietjies. Dit sê vir jou dis goudrots en die meteoriet het natuurlik nou die ding omgedolwe en dit is hoekom ons vandag goud hierbo kan kry. Nou daai ding het toe hy die aarde getref het, hy dood eenvoudig gedisintegreer. Ek ry baie keer hier rond en dan stop jy 'n toerist en dan sê hy, "Waar is die gat?" Dan sê ek wel, jy gaan nie hier gat sien nie. Want ek bedoel met erosie en al die tipe goed is die basiese krater weg, maar tog kyk na 'n satellietfoto en jy sal baie mooi sien waar die oorspronklike kratervloer is. Die Vredefort koepelgebied bestaan uit 'n kern, 'n buffersone en 3 terreine van uitsonderlike geologiese waarde. Attie kon met sy lens die kontraste van die verskillende rotslae wat omgedolwe is uitbring. Die beste om dit nou vir jou te verduidelik, as ek nou 'n klip vat, né?
en ek gooi hom daar in die water. En dan kyk jy. Nou kyk daai mooi ringe wat die klip nou vorm. So as die meteoriet nou van bo af kom en hy slaan in die aarde, dan sit dieselfde soos daai ringe wat nou uitkom. En dit is presies die ringe wat jy sien wat die satelliet gevorm het. So dit begin nou hier en dan gaan dit nou verder Carletonville en op die ou en die laaste ring is daar by Krugersdorp by Kroonstad. Die plek waar ons nou staan se naam is Schurwedraai en hier kan jy ook die binnering van die koepel sien. So ons is nie regtig hier by die kratervloer nie, maar hier is jy nou basies baie mooi in die wêrelderfenisgebied. Behalwe vir sy skrywe oor die oudste en grootste meteoriet wat die aarde getref het, lê die betowering van die boek in die foto's wat Attie moeisaam oor die jare opgebou het. Ek sê altyd fotograwe en filmmakers is goeie mense. Jy weet, want hulle neem die natuur rondom hulle waar en hulle bewaar die natuur. Hy meen die beste foto's word in sagte lig geneem. Vir hom is voorgrond sowel as middel- en agtergrond belangrik om in ag te neem. Maar nou weet jy mos hoe. Jy sit my nou onder baie druk. Sorg dat jy die gras in kry, sorg dat jy die middel in kry en sorg dat jy agter in kry en ons moet ook wolke sien. Kyk mense, hierdeur of hierdeur? Jy kyk daardeur, hierdie is 'n professionele kamera. Dis nie 'n bukke druk nie. Goed. Nou druk jy net. Ons kyk hoe lyk hy? Ek reg gemaak. Ja, ek het kompetisie. Ek gaan net 'n boek uit. Maar net eers as ek dood is. Hierdie plek waar ons nou is, hoekom wou jy hier 'n foto neem? In die koepel is daar 'n paar plekke wat wow is. Ek sê altyd weer dis die 8ste wonder van die wêreld. Nou, hierdie is 'n ou granietmyn. Maar gewoonlik is mense steenmyne, né? Want hulle neek die plek op. Maar hier het hulle vir ons iets openbaar. En as jy nou kyk na daai paneel daaronder, dit is amper vir my of die liewe Vader in 'n stadium toe hy die koepel besoek het besluit ek wil 'n bietjie skilder. Nou dit is wat ons noem pseudotacheliet. Dit is graniet wat met die impak van die meteoriet verkrummel het en oor miljoene jare weer gestol het. Hierdie plek is 'n wêrelderfenisgebied as gevolg van sy geologie. Dit is hoekom dit 'n wêrelderfenisgebied is. Maar die kultuur is ook belangrik want jy weet hier het steentydperk se mense gebly, hier het ystertydperk, so argitektoniese kultuur, artefakte en die tipe goed. Dit is fantasties hier. Nou ons is hier in 'n steentydperk se skuiling, waar waarskynlik baie duisende jare gelede ook mense nou soos gesit en ons soos praat. En so die ouens het nou baie mooi hier gesit en dan kan hulle kyk en sien daar kom manne aan, hulle kom kwaad doen of hulle wil ons vee steel of ons wild kom jag. Wat ek gedoen, ek het letterlik hier op my ding gelê en met 'n flits geneem. Attie gaan tot die uiterste om goeie materiaal bymekaar te maak en geen plek is te hoog of te diep vir die man en sy lens nie. Ek is ook 'n filmmaker en baie van my goed is gamma oor die natuur. Ek en Pel vir my Dani van der Walt het 50 begin en ek wil sedertdien het ek nog gedink wie ek sal graag so wil doodgaan. Jy weet, dalk met 'n kamera in my hand en die son wat baie mooi op 'n bok val, jy weet, en dan as ek my laaste asem uitbly of as ek ja, dit was nou nice. Pragtige boeke aanwins. Attie Gerber het 5 van die wonderlike 3-talige boeke aan Kwela kykers geskenk. Jy kan net die woord koepel na 33156 SMS om daarvoor in aanmerking te kom. En daarmee groet ons.